Hallo my mede-reisigers, my Suid-Afrikaanse mede-refugees, aspirant refugees en non-refugees, wie julle ook al is, Afrikaners en Engelse en enige minorities wat saam met ons op die program is. Dit is 'n heerlike sonskynmiddag in San Antonio, Texas, in the US of A. Mens kan sien alles het sommer ontdooi toe ek vanoggend deur my kamervenster kyk. Na almal wat besig is om gereed te maak en af te beweeg en uit te beweeg na hulle voertuie toe vir skool en werk. Toe sien ek hierdie Texans is nie baie lief vir hulle jasse en misse en stewels nie. Die eerste oggend wat dit lyk of die ys gesmelt het, loop die Lotte hier uit met kortmou hemde en kortbroeke en reg vir die sonskyn. Dis nog so bietjie chillows na die vriesende naweek, maar ja, dit het sommer nou vinnig ontdooi en 'n mens se spirit is sommer ook ligter. So ek het gedog ek stuur gou vir julle 'n hallo en om ook net te sê na 'n week, ek is vandag amptelik 'n week in Amerika en ek was gentle op myself gewees en kind met myself en ek wil julle ook aanmoedig om so te wees as julle hier kom. Daai eerste paar dae, iemand het nou die dag vir my gesê, be patient, jy het 'n dag nodig vir elke uur tydsverskil om te recuperate en om jouself weer te vind. En dit is omtrent net so. Ek is vandag naby dag 7, just about, en daar so 8 ure is 'n tydsverskil. Dis nou seker so 11 uur in die aand by julle, amper middernag. Dis net na so rondom 3 uur by ons. En ja, vandag voel ek ook vir die eerste keer mens. My kinders het uit Suid-Afrika gebel vroeër en dit was toe nou namiddag by hulle en ek het vir hulle gesê ek wil baie graag met julle praat, but let me go, die son skyn buite, ek wil bietjie buitentoe gaan. Daar's nog nie veel heen om te gaan vir my om te doen nie, maar net ons bly in 'n lieflike kompleks met tafeltjies en stoeltjies buite waar mens bietjie kan sit en chill. Dit gaan seker in die somer heerlik wees met almal wat buite kuier en braai en so aan. So ja, ons is in 'n suburban area, maar nie, miskien moet ek so sê, 'n urban area. Okay, ons is nie buite in die suburbs nie, maar ons is ook nie binne in die stad nie. Ek het gister bietjie gaan inkopies doen by ons naaste supermark en ek het letterlik, ek dink 7 minute geloop. Gestrul, nie eers gestap nie, gestrul. Ja, net om julle ook te laat weet, soos dat die prosesse duideliker word vir my, gaan ek dit met julle deel. Ek weet dit verskil van staat na staat en van agentskap na agentskap. So ek is dalk in 'n baie bevoorregte en gelukkige posisie om vir julle te kan sê, ek het 'n awesome rockstar van 'n case manager wat sommer met die intrapslag, ek dink voordat ek nog aangeland het sy al begin om al my applications in te dien en sy was gister weer vir haar hoeveelste huisbesoek by my gewees om net die proses aan my duideliker te maak en te bevestig, en ek het natuurlik na 'n paar dae het ek 'n paar vrae gehad wat sy geduldig vir my weer geantwoord het. So net om vir julle ook te laat weet, toe ek aangeland het, so dit is nou nie cast in stone hierdie nie, dit is my ervaring met my agentskap in my staat, reg? En
omdat die Here baie genadig is met my en vir my 'n wonderlike agent en agentskap gegee het en staat. Ek weet almal voel so. Almal van ons het die jackpot geslaan. net om in die FSA te wees is die jackpot, maar as 'n mens in 'n status waar jy gelukkig is en jy het 'n goeie case manager, dan is dit 'n triple bonus, reg? So ek gaan môre vir 2 afsprake. Ek gaan vir my refugee medical assistance application en ek gaan vir my refugee cash assistance application. Ek gaan na die agentskap se kantore toe waar ek vir dit gaan, omdat ek 'n enkel lopende persoon is, noem hulle dit nie 'n matching grant nie. Soos ek verstaan, kry net families matching grant, en as ek dit reg verstaan en interpreteer, is jou federal allowance waarmee jy aanland, waaruit hulle jou aanvanklike huur betaal en jou aanvanklike sal ek maar sê kruidenierswarietjies en meubeltjies en goed wat hulle in jou plekkie vir jou sit, dit kom als uit jou federal allowance uit, maar jou matching grant of jou refugee cash assistance kom uit die staat se koffers, as ek dit reg verstaan. So dis waarvoor ek môre gaan en my refugee medical assistance. Dit is als geldig vir 4 maande. Het ek gister met my caseworker bevestig, of my case manager. Maandag het ek my refugee employment services application, en dit is waar hulle 'n mens help om 'n resume te draft, of as jy een het om hom bietjie te tweak en op te juice, en om jou dan te help om aansoeke te doen. Hulle het, soos wat ek van haar verstaan, 'n extensive database van employers waarmee hulle gelink is en waarmee hulle collaborate, om vir ons as refugees maklik werk te kry, want ons is tot nou toe nog sonder social security en employment authorization document of EAD. Ek sal nou môre hoor wanneer kan ek die dokument verwag. So intussen collaborate hulle met employers wat ons sal help solank 'n mens 'n I-94 dokument het wat jou agentskap ook vir jou issue. Dit is basies soos 'n temporary identification wat jy hou totdat jy jou groen kaart het. Sodra jy jou groen kaart het, vervang dit jou I-94. So wanneer jy dan nou in die omte is vir jou eerste jaar, is jou social security kaart, jou I-94 en jou paspoort en daai global travel document, jou identifikasiedokumente en dan natuurlik jou lease agreement. So ek het nou al gesien, hulle is happy om daai dokumente te aanvaar. En dan later in volgende week gaan ek hier by die Refugee Medical Center vir my refugee intake, medical intake. Ek neem aan dit loop hand aan hand met jou medical assistance application. So as daar enige iets is wat jy dan nodig het intussen, is daardie spesifieke kliniek jou aangewese point of contact, en dit is waar jy jou benefits kan gebruik, en is ook hier regtig in spoegafstand. En die week daarna gaan ek vir my medical examinations. Maandag, wanneer ek vir my employment services application gaan, dit klink vir my of hier 'n sirene hier iewers van agteraf kom. So daar kan dalk nou 'n bietjie geraas verbykom. En daar gaan die bus. Dis waarvan ek julle nou wil vertel. Ek het reg, ek is so gelukkig, geseënd. Hier reg voor ons kompleks is die opklim en die afklim busstop van ons plaaslike public bus service. Ek het klaar die app op my foon afgelaai en maandag wanneer ek vir my employment services interview gaan, behoort ek ook my 30-day
buspass te kry. Dis 'n gratis buspass wat ek dan kan gebruik om vir die volgende maand my omgewing te gaan verken. As ek wil gaan vir interviews, as ek wil gaan vir shopping of sommer net op excursions, want hier in ons omgewing is daar heelwat geskiedkundige besienswaardighede. So ek beplan nogal om daar te gaan rondkyk. So ja, ek het nou al klaar vir my 'n paar plekke geplot, waarheen ek met my buspass kan ry, maar dit is nou uit en uit net vir my eie persoonlike gebruik as ek wil gaan shopping doen of net wil gaan rondkyk of so. Die afsprake waarvoor hulle my nou stuur na die medical facility toe en na hulle kantore toe, stuur hulle vir my 'n Lyft, 'n LYFT. Ek sien hulle gebruik nie Uber hier nie, hulle gebruik Lyft. So dit kom blykbaar ook uit ons allowances dat die kere wat jy nou moet gaan vir jou ondersoeke, onderhoude, aansoeke, interviews ensovoorts, stuur hulle vir jou 'n voertuig, 'n Lyft voertuig en jy gaan. So ek moet sê, ek word op die hande gedra. Ek het ook gister toe my case manager by my was, het sy my SNAP benefits EBT kaart. So SNAP is Supplementary Nutritional Assistance Program en jou EBT kaart is jou electronic benefits transfer. So jy kry 'n EBT kaart waarmee jy dan kan gaan inkopies doen. Dit dek slegs kos, niks anders as kos nie. So dit het ek ook gekry en dit kan hulle tot en met 4 maande vir ons hernier. Soos ek sê, my benefits, soos wat ek dit kry, verstaan ek is spesifiek tot Texas en spesifiek tot miskien my agentskap ook. So dit lyk of al my benefits herniebaar is vir die eerste 4 tot 6 maande, soos dit ek van haar verstaan. So, dis waarmee ek gister my inkopies gaan doen het. Ek kon nie wag om my EBT kaart in te lyf nie. Toe het ek letterlik een pakkie goedjies gaan koop, net om my kaart te kan swipe. En om dit ook net in perspektief te sit, ek het die 22ste Januarie gearriveer en my Social Security Application interview is eers die 19de Februarie, so dis oor nog 2, amper 3 weke van nou af. So dis hoekom hulle ons intussen opstel met alternatiewe forms of identification, dat ons ten minste kan begin hustle as ons moet, met werk en medies en al so. So ja, dis wat ek vandag op die hart gehad het, net om julle 'n bietjie sonskyn in San Antonio te wys, en net op datum te bring met al my afsprake en interviews en en applications wat in die werke is. My case manager het ook gister vir my gesê ek moet sorg dat ek my posbus se sleuteltjie by die leasing office gaan kry, want ek kan begin verwag dat al my poskaarte, soos my Social Security, my EID, Employment Authorization Document, al daai tipe van dokumente word vir ons gepos hier in die land van Melk en Honing waar die posdiens werk. Soos ek verstaan het elke kompleks het 'n poskamer waar jy gaan en jy het 'n security code en 'n sleuteltjie waar jy jou posbusie oopsluit en jou pos gaan afhaal. So ja, daar bo, julle kan dit seker nie sien, daar's 'n vliegtuigie. Ja, en ek weet nie of julle Colonel Wyatt se nuutste video gesien het vanoggend, waarin hy gesê het, laat daar refugees land op die oomblik teen 120 'n dag. Hulle verwag dat die totaal vir Januarie hier by 2000 sal wees. How's that? So in 1 maand sal daar soveel
dubbel soveel refugees geland het as in die hele 2025. So that's something. So ek wil julle bemoedig, hou vas, byt vas, stand by vir e-mails, vir oproepe. Ek weet ek het self persoonlike vriende wat eers November met die nuwe intake questionnaire, hulle questionnaire ingedien het en hulle is al besig, 2 maande later is hulle al besig met biometrics en medicals en interviews en hulle kan seker al oor 'n maand kaartjies hê. So, wees bemoedig en versterk. Sorg dat julle die koninkryk van die hemele soek. Die Here is jaloers op ons tyd en ons aandag. Ek moet vir julle sê, ek het 'n gebedsaak daarvan gemaak toe ek in Suid-Afrika was, dat die Here my moet stuur waar hy my wil hê, waar ek moet wees, dat hy vir my by die regte agentskap sal plaas, met die regte caseworker, en ek sal vir julle sê, antwoord op gebed, antwoord op gebed. Die challenge daar gaan nog 'n bussie. Antwoord op gebed. 'n Mens moet net sorg dat jy binne die wil van die Here is. So die challenge nou is om net besig te bly terwyl hierdie proses ontvou. Grok is my beste vriend. Grok en Elon Musk. So ek doen baie navorsing. Doen jouself 'n favour, as jy nog nie X op jou foon het nie, download X, maak gebruik van Grok, om sommer net navorsing te doen van dinge in jou omgewing, plekke, employment opportunities, shopping centers, al beginne mense dit so lank plot, terwyl jy nog in Suid-Afrika is. Kyk YouTube channels as sodra jy jou kaartjie het met jou final destination. Soek YouTube channels met daai inligting, want toe ek hier aangeland het, het ek al eintlik gevoel, ek ken die plekname en ek weet wat se shopping centers is in die omgewing en ek ken die busroetes, want ek het dit al klaar vrot gekyk op YouTube. So, en vir alles hier is 'n app. So, doen so lank navorsing, 'n notaboekie en 'n pen. Ek het daai eerste paar nagte wat ek wakker gelê het, wat my bioritme nog omgeswaai was, het ek met my notaboekie en my pen in die bed gelê, Grok gelees, notas gemaak, en toe my case manager gister hier was en my vrae geantwoord het, kon ek vir haar gewys het wat het ek so lank al nagevors, en ek kon 'n paar blanks vir myself ingevul het daardeur. So, liefde, groete, seënwense vir al my medereisigers. Tot volgende keer. Mooi loop.